Trou dat die Here jou hart aangeraak het in hierdie tyd van lof en aanbidding. Baie dankie aan ons musiekspan. Dink ons kan vir hulle wonderlike net 'n dankie sê. Party van die span is al 6 uur in die oggende hier om seker te maak dat alles reg is vir jou as ons gas. Maar meer is dit, jy is so kosbaar as een van Jesus se volgelinge en ons wil alles doen om mekaar aan te spoor om uiteindelik beterder te wees, beter volgelinge van Jesus in elke denkbare faset van ons lewens. Dis lekker dat julle saam met ons kan wees, want dit is 'n eerstehandse ervaring, maar ook welkom aan ons aanlyn gehoor. Dis lekker dat julle by ons kan inskakel en mag die Here uiteindelik gee sommer dat jou belewenis van die skerm sal verdwyn en dat jy dit wat die Here hier in hierdie gehoor doen ook sal dupliseer daar in jou midde en in jou atmosfeer. So volg saam met ons en welkom by nog 'n week waar ons fokus op die laaste woorde wat Jesus geuiter het terwyl hy gekruisig is. Ons het reeds stil gestaan by 2 van die momente. Ons gaan nie in hierdie reeks tyd hê om by almal stil te staan nie. Daar's volgens die teologie is daar 7 amptelike kruiswoorde. Ons het tyd vir 4. Ons het al stil gestaan by die heel eerste van hulle. Die eerste woorde wat uit Jesus se mond kom in daai proses, nadat hy brutale marteling al moes beleef. Eerste woorde is: Vader, vergeef hulle. Verlede week het ons stil gestaan by daai fenominale genade aankondiging van Jesus vir een van die misdadigers langs hom. En as jy gewoonlik gekruisig word, is jou misdaad redelik ernstig. En Jesus kom, kyk na hom in groot genade en sê: God spreek jou vry, vandag sal jy saam met my wees in 'n perfekte ander dimensie. Vandag staan ons stil by nog 'n bekende uitlating vanaf die kruis. Matteus se weergawe in hoofstuk 27 vers 46 sê: my God, waarom het U my verlaat? Ek wonder hoeveel van ons het al hierdie vraagie gevra. Waarom? Hoekom? En dis 'n ding waarmee ek baie stoei. Miskien het jou masker bietjie meer gepoleer en jy lyk of alles in beheer is dalk. Maar in my leefwêreld stoei ek baie keer, nie net met goed wat in my eie lewe gebeur nie, maar met mense met wie ek te doen het. Waarom is daar hierdie getroude paartjie wat albei lief is vir die Here? Hulle kon nie swanger raak nie. Jare se probeer en gebed. Uiteindelik gebeur die wonderwerk. 9 maande later is die baba gebore, dood. Hoekom? 19-jarige meisie ry na 'n Bybelstudie. Dronk man jaag deur 'n rooi verkeerslig, tref haar op die deur, sy's op slag dood. Dis sy 3de keer dat hy in hegtenis geneem word vir dronk bestuur. Waarom? Waarom moes hy sterf? Hoe verduidelik jy dit aan die familie en aan die ouers? Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Waarom? Waarom is daar soveel pyn in hierdie wêreld? Die hoeveelheid mishandeling, die brutaliteit wat sekere mense moet verduur en van hulle sit in 'n gehoor soos hierdie, heel waarskynlik 'n paar. Hoekom soveel oneerlikheid? Mense wat mislei is, wat ingedoen is. Hoekom is 'n verhouding wat aanvanklik 'n match made in heaven was, en dit loop uit op hierdie riller verhouding en 'n egskeiding. En die seer vir albei daai individue en hulle familie en vriendekring, kinders. Kom sterf mense voor hulle tyd. Mense op die kruin van hulle lewe. Het jy al ooit gevra, wanneer jou lewe begin onverstaanbaar en donker raak, om uit te roep soos Jesus en te sê: my God, waarom? En hoekom voel dit vir my, U het my gelos, U het my verlaat? Wel, jy's nie alleen nie. Selfs Jesus het dit gevra. En een van die dinge wat my pla van welmenende Christene is dat dikwels
probeer hulle om, wanneer ons stoei met waaroms, veral as iemand 'n naasbestaande aan die dood afgestaan het, dan suiker daar 'n paar Christene in en gee hierdie, ek wil amper sê goedkoop antwoorde. Dit voel vir my baie keer so. Maklike antwoorde op baie ingewikkelde probleme. En daar's 'n paar klassieke redes wat dikwels gegee word vir die moeilike waaroms in die lewe. En die interessante is, party van hulle is nogal onsensitief. Die eerste ene is, as jy sou stoei met hierdie vraag, hoekom gebeur hierdie goed? Dan's mense baie vinnig om te sê, dis jou fout. Jy het jou werk verloor en jou finansies is besig om uitmekaar uit te val, want dis jou skuld. En dan's dit dikwels nie net want jy was dalk bietjie traag of jy het 'n fout gemaak nie, dikwels is jy als reg gedoen, jy verloor jou werk of jou huwelik is op die rotse, en dan sal mense kom en sê, ja, maar daar's sonde in jou lewe. En as dit nie ooglopend is nie, dan is dit een of ander geheime sonde. En as jy nie sonde gepleeg het nie, is dit definitief jou voorouers of jou grootouers of weet, daar's een of ander rede. Dat jou dade, jou denke, jou gebrek aan geloof was verkeerd. Want as jy net 'n bietjie meer geloof gehad het, maar hierdie ding het verkeerd geloop, en as jy vra, hoekom Here, dan staan hierdie antwoord wat mense gee om te sê, want eintlik is dit jou skuld. Dan is daar baie keer die duidelike of die verduideliking om te sê, nee, dis iemand anders se skuld. Ander mense is die oorsaak van. Dis die dokter. Dis daai juffrou in die laerskool. Dis daai afrigter by die rugbyspan wat iets vir jou gesê het en jou lewe val nou nog uitmekaar uit want jy's sielkundig as ware gewond as gevolg van goed wat vir jou gesê het en dis nie jou skuld nie, dis iemand anders. Iemand het jou mishandel, iemand het jou op 'n manier onteer en vandag sit jy met die letsels daarvan en as jy die maklike antwoord daarvoor probeer vind, is dit, wel, dis daai persoon, dis hulle skuld. Vernoot het jou ingedoen. Dis iemand anders wat 'n rooi lig verontagsaam het. 'n Derde ene is ons nou nie regtig hier tussen ons 'n duidelike beskuldiging of 'n rede kan kry nie, ons soek mos nou antwoorde, dan is dit gewoonlik die duiwel se skuld. En kan ek vir jou byvoeg, dis versekerde werklikheid, daar's 'n vyandige aanslag teen elke persoon. Die feit dat jou lewe op enige vlak suksesvol is, die vyand haat lewe en hy haat sukses. So hy gaan kom vir jou as hy sien jy floreer. En hy probeer alles om elke mens weg te hou van die Here. En elke Christen probeer hy ontmoedig en versoek en as dit kan kaap na sy manier van doen en dink. En dan kan iemand instap en 'n vierde rede probeer en dis gewoonlik 'n ingewikkelde ene want party mense kan sê ja, dis die wil van die Here. So kom hierdie goeters gebeur. Is dit regtig wie God is? Kan ons vir 'n oomblik net gou 'n detour vat en net gou praat oor wie is hierdie God met wie ons te doen het? Selfs wanneer Jesus vra, my God, waarom? Wie is die God van wie ons hier praat? Hoe is God? En dis feite waarmee jy nie onbekend is nie, maar kry net weer die konteks. God is, nommer 1, God is liefde. En ek wil hê jy moet net weer mooi hoor die woordspeling. Dis nie God het lief nie. Dit ook, God het ons lief, maar dis nie al wat hy doen nie. God het nie net lief nie, hy is liefde. En hy kan nie anders as om liefdevol te wees nie. Maar net voordat ons teologie begin skeef trek en ons dink so, alles is okay, want God is liefdevol en hy sal altyd liefdevol optree, daar's ook 'n tweede komponent van God se karakter wat baie belangrik is om in hierdie konteks van kennis te neem, en dit is, God is absoluut volmaak. Dit beteken, hy is nie in staat tot enige foute nie. Die woordjie wat die Bybel daarvoor gebruik is, hy's heilig. Maar die probleem met sy heiligheid is die oomblik as hy iets onvolmaak, iets vuil, iets besoedel,
iets verkeerd naby hom toelaat, die oomblik as hy sonde naby hom sou toelaat, is hy nie meer heilig nie. Een van die groot teologiese denkers van die vorige era skryf die volgende in een van sy boeke. Hy sê, "So holy is God, that mortal man cannot look upon him in his essential being and still live." Ons kan nie eers God aanskou nie. Dis hoe anders hy is. Net 'n paar voorbeelde om dit vir jou 'n bietjie makliker tuis te bring. So heilig is God dat toe Abraham 'n blikkie het, is 'n bietjie van 'n insig het oor God se heerlikheid, sê hy die volgende in Genesis 18. Hy sê, "Kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is." Een van die teoloë het gesê, God is die gans andere. Die kloof tussen sy volmaaktheid en ons menslikheid is net so groot. Die oomblik as jy bewus word van hom, besef jy jou eie tekortkominge, want hy's liefdevol, maar hy's ook hierdie volmaakte anderse wese, en ek kan eintlik nie naby hom kom uit my eie nie. Toe Job 'n blik gehad het op die teenwoordigheid van God, maak hy die volgende stelling in die New American Standard Bible sê, "I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. And therefore I retract and I repent, sitting on dust and ashes." Skielik toe ek het baie van hom gehoor, maar toe ek 'n glimps van hom het en ek hom net sien, het ek net besef, die enigste plek waar ek het eintlik nie rede om te lewe nie. Die ashoop is my lot. Jesaja, die bekende belewenis wat hy met die Here gehad het, toe hy God se teenwoordigheid ervaar, hy skryf daarvan sommer in die begin van sy profetiese boek, Jesaja 1 vers 1. Hy sê, in die jaar van koning Usia se dood, het ek die Here gesien. En dit klink na 'n casual statement. Hy gaan aan, hy sê, hy het op 'n baie hoë troon gesit, en net die onderste van sy kleed het die tempel gevul. Net daai stukkie, net 'n puntjie van sy kleed het, net die heerlikheid, nie eers van sy liggaam nie, net van sy kleed, dit was die belewenis wat hy gehad het. Vers 5, toe het ek uitgeroep, dis klaar met my. Ek's verlore, elke woord uit oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk wie se woorde, wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Wee my, sê die ou vertaling. Ek is as ware verwoes as gevolg van die feit dat ek net iets gesien het van God se heerlikheid. Hoe God is, hierdie God na wie ons uitroep dikwels, God, hoekom? Vader, waar is U? Hy's liefdevol, maar hy's ook heilig. Maar die derde een wat ons nie in hierdie konteks uit die oog mag verloor nie, is dat ten spyte van sy ongelooflike, nie net liefdevolle dade nie, maar sy karakter van liefde, is hy aan die ander kant ongelooflik heilig en niks kan naby hom kom nie. Maar daar's ook genadiglik die derde been wat sê God is regverdig. Genadiglik, maar ook jammerlik. Want regverdig beteken, wanneer God sê jy mag nie en jy doen, is daar straf. En sonde word geoordeel. Sien, hoekom het God onttrek van Jesus? Habakuk maak hierdie stelling in Habakuk 1 vers 13. Hy sê, U is so volmaak, dat dit onmoontlik is om te dink dat U sulke verkeerde dade sal sien gebeur en dit doodgewoon sal aanvaar. Jy sien, toe Jesus hang aan die kruis, toe neem hy op hom al die sonde, al die haat, al die moord, oorspel, verkrachting, jaloesie, afguns, leuns. En hy het nie sonde gedoen nie, maar hy word sonde. Want skielik word die priester die offerlam. En hy hang aan die kruis. En sy prys wat hy betaal is 'n plaasvervangende om te sê, goed Here, volgens U regverdige regstelsel, iemand moet sterf, ek sal in die gaping kom staan. En genadiglik God, omdat hy regverdig is, en weet is in sy liefde vir die wêreld, maar ook sy heiligheid, wat nie die twee bymekaar kan kom nie, het hy in sy regverdigheid 'n plan bedink, om hierdie gaping te oorbrug, deur sy seun te gee.
En sy geregtigheid word bevredig en vergifnis en vryspraak en 'n nuwe identiteit word skielik beskikbaar gestel vir elkeen van ons wat andersins nie 'n kans gestaan het nie omdat ons gediskwalifiseer is deur die blote feit ons is by default is ons geneig om te rebelleer. Kyk maar net na 'n kleutertjie. Jy leer hulle nooit om iets verkeerd te doen nie. Dis net instinktief in onsself. En met dit in gedagte van wie God is. Hierdie God wat liefde is, wat heilig is, maar wat ook geregverdig is. Hierdie God is die een wat moet onttrek. Wanneer Jesus daar aan die kruis hang, dan onttrek hy en hy onttrek by Jesus, maar dit kan ook wees dat ek en jy beleef dat hy onttrek by ons. Hoekom? Matteus vertel die storie voor daai uitlating van Jesus, die vorige vers 45 van Matteus 27 sê hy, van 12:00 af daardie dag, die Vrydag toe Jesus gekruisig is, het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3:00 geduur. En net so terloops, daar's buite Bybelse geskrifte wat mense gebaffel is, ek weet nie regtig wat die verbuisterd was oor die feit dat daar was hierdie sonsverduistering sonder enige kosmiese beweegrede en verduideliking. Dis nie die kwessie van die maan het tussen die aarde en die son in beweeg nie. Duisternis het in beweeg. In die middel van die dag, toe die daglig moes gewees het. Maar jy sien Jesus, omdat hy vir ons sonde geword het, moes God sy gesig wegdraai. Want terwyl God lief is vir Jesus, as gevolg van sy heiligheid en skielik die sonde wat op Jesus is, moes hy sy teenwoordigheid onttrek. En wanneer God sy teenwoordigheid onttrek, word dinge donker. Inteendeel, ek speel hierdie week met hierdie gedagte en ek sit dit vir jou so op die skerm. Ons sê mos dikwels as dit 'n bietjie 'n krisis is, nou is dit nag. Jy sien, dit word dikwels nag wanneer God onttrek. En dan volg hierdie bekende vers. Maar ek dink dis een van die mees eensaamste woorde in die hele Bybel, vers 46. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep. Eli, Eli, lema sabachthani. En dit beteken, El is die woordjie in Hebreëus vir God, U is my. So my God, waarom het U my gedrop? Waarom het U onttrek? Waarom het U weggegaan? Hoekom kyk U nie meer vir my nie? Dikwels is die grootste waaroms in ons lewe het te doen met skeiding. Daai oomblikke wanneer ek en jy sê, hoekom Here, kan dit dikwels te doen nie met die feit dat God sê, ek kan nie langer kyk nie. Ek onttrek, ek kan nie. Interessant genoeg, kantlyn aantekening, die Hebreëse woordjie vir worship beteken letterlik om voor die aangesig te kom. Soos ons sê, ons aanbid die Here, beteken dit dat ek die voorreg het om voor sy aangesig te kom. Met ander woorde, ek kan na hom kyk en ek kan die belewenis hê dat hy na my kyk. Dis wanneer ons regtig intimiteit beleef om te besef, sy oog is op my. Ek hou hom dan voor oë, daar's hierdie koneksie. Maar die oomblik wanneer iets my diskwalifiseer, moet God onttrek. En dit los ons baie keer by daai ongelooflike, nie net 'n eensame gevoel nie, daai Godverlate gevoel. Wat maak dat 'n mens vra waarom? Wat vir my baie fascinerend is van Jesus se lewe. Dink net gou saam met my oor, vandat hy hier op planeet Aarde aangekom het, skielik in die beperking van 'n menslike liggaam. Die gemiddelde koning arriveer gewoonlik in 'n paleis. Hy kom in 'n stal. En niks van sy aardse lewe was ooit maklik nie. Hy's nog nie eers, kan nie eers behoorlik omtrent nog beweeg nie, en dan's daar gerugte, die koning, die heersende moondheid van daai tyd wil hom laat doodmaak. Sy ouers is vlugtelinge, moet vlug na Egipte. Uiteindelik, wanneer hulle kan terugkom na die koning se dood en vestig in Nasaret, is daar nie regtig vir hom erkenning nie. Wanneer hy sy bediening begin, is dit die versoeking en verleiding van die duiwel, dis mense wat hom wil doodmaak, hulle soek
selfs maniere om hom van 'n krans af te stoot. Hulle noem hom 'n ketter, 'n moeilikheidmaker, 'n fanatikus, wil hom stenig, van die duiwel besete, dronk, hy's 'n vraat, kuier by die verkeerde mense, hy's nie een van ons nie, hy's aan die verkeerde kant van die spoorlyn spreekwoordelik. En dan bovenal, hoe meer sy bediening vorder, hoe meer word hy verraai deur die persoon wat hy die meeste vertrou. Ek bedoel die persoon wat vir wie jy sê jy hanteer my beursie, dis seker darem 'n vertrouensverhouding. Daai persoon verraai hom en verkoop hom eintlik. Herhaaldelik word hy verloon en onteien as ware, ek ken hom nie, deur die een die naaste in sy binnekring. En dan die beskuldigings, die vernedering daarvan dat wanneer Pilatus in 'n poging om te sê, wel kom ek kyk of ek hierdie ou, if I can get him off the hook, wie wil julle hê moet ek vrylaat? Want dis die gebruik op hierdie stadium gewees tydens die Paasfees om iemand te laat gaan en hopelik Barabbas, 'n bekende misdadiger. Waarskynlik moes die middelste kruis vir Barabbas gewees het. Maar die volk bly skree, die Jode bly skree. Die skrifgeleerdes, die fariseërs, die mense wat veronderstel is om die supergodsdienstiges te wees, hulle het die cheek om vir Jesus te skree. En ek wonder hoeveel mense in daai gehoor wat daar gestaan het, was op 'n stadium blind en kon sien, was lam en kon loop, maar eers is hulle so geïndoktrineer deur die skrifgeleerdes en die fariseërs en die godsdienstige leiers van die tyd, dat ook hulle met gebalde vuiste in die lig saam uitskree, kruisig hom, kruisig hom. En nooit van 'n kleutertjie in 'n eenvoudige ou dorpie soos Nasaret, reg deur tot waar hy op 'n verhoog staan voor die skares wat hom toesnou, kruisig hom. Nie eers wanneer die eerste van 39 geselhoue val of wanneer hulle hom in 'n kruis vasspyker, vra hy ooit waarom nie. Totdat God van hom onttrek. Eers dan roep hy, waarom? My God, waarom het U my verlaat? Jy sien die enigste ding wat Jesus tussen al die ongelooflike, moeilike uitdagings van sy lewe in stand gehou het, was nie die feit dat hy 'n maklike lewe gehad het nie. Hy het net die heeltyd geweet, my Vader is by my. En dit het hom staande gehou. Ongeag die teleurstellings en die haat en die verwerping en mense se ongeloof en versoekings van die duiwel en die vals aanklagte en die vervolging en die marteling en die kruisiging, hy kon alles hanteer want sy Vader was met hom. En dis die X-faktor. Maar as God nie met jou is nie, is jy in die moeilikheid. Dan raak dinge ondraaglik. En dis wat hierdie storie vir ons probeer vertel, dat oppas om te probeer lewe en om te probeer cope met lewe sonder die teenwoordigheid van God. Want al die uitdagings word ondraaglik as Vader onttrek. En Jesus nie sy teenwoordigheid beleef nie. En wanneer Jesus beleef, daar skielik 'n afstand. Sy Vader is ver. Dan sit dit om in 'n, ek wil amper sê 'n paniekerige angs. Want jy sien Vader se teenwoordigheid. Ook vir die van ons wat op hierdie stadium deur nag gaan. Wanneer Vader se teenwoordigheid by jou is, dan is daar lig en lewe en oorwinning. Paulus sit in 'n nagsituasie, maar hy's bewus God is met hom en dan skryf hy in Romeine 8, maak hy mos hierdie stelling, as God vir ons is nie op die skerm nie. As God vir ons is, as ek God se teenwoordigheid belewe, kan ek alles hanteer. Wie kan teen my wees? Maar Vader se afwesigheid bring 'n afstand, bring skeiding, bring nag. En skielik beleef jy nie 'n sonsverduistering nie. Jy beleef iets erger, 'n godsverduistering. So ek ontdek by Jesus, die enigste ding wat ek nodig het, om verhoudingspyn, emosionele pyn, fisiese pyn te verduur, die enigste ding wat ek nodig het, wat jy nodig het is, hy's met my. Toentertyd het Dawid al daarvan geskryf, want ek gaan deur 'n dal van doodskade weer, maar hoekom gaan ek nie vrees nie? Want U is met my. Maar wanneer die wiele afkom, selfs vir Jesus, selfs wat hy begin vra, waarom? My God, waarom is die duisternis, want God het weggedraai.
God se aangesig kyk nie meer na my nie. As jy vanmôre daar is en besef jy het hierdie waaroms, kan ek jou gerusstel net om te sê, Jesus weet hoe dit voel. Hy weet hoe dit voel om ver te wees, geskei te wees van God. Voel net weer daai skeidingsangs in sy stem wanneer hy sê, my God, waarom? Waarom het U my verlaat? Baie interessant. Jesus verwys nooit na God as God nie. Selfs in die ander kruiswoorde is dit, Vader, vergeef hulle. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Maar hierdie keer is dit nie Vader nie. Hierdie keer is dit God. So hoekom onttrek God? Hoekom het God hom verlaat? 2 redes. Want terwyl Jesus daar hang, vind hierdie ongelooflike ruiltransaksie plaas. En God skuif volgens sy regsdokumente, al die aanklagte, al die beskuldigings, die hele beskuldigingsstaat na die rekord van Jesus toe. En Jesus word ons sonde. Paulus verduidelik dit later in 2 Korintiërs 5, hy sê, Christus was sonder sonde. Hy het altyd die teenwoordigheid van God geniet, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Kan ek terugkom na die feit wat ek vroeër dalk al genoem het, moet nooit vergeet dat God, ek wil amper sê sonde haat, want terwyl hy hierdie ongelooflike liefdevolle God is hy ook hierdie volmaakte God wat met niks vuil en besoedels te doen kan hê nie, so hy haat sonde. En waar God sonde vind, omdat hy regverdig is, moet sonde geoordeel word. Maar God se regverdigheid is groter as net oordeel, want hy het ook die liefde komponent, so hy het die brug gemaak. En die brug, sy oplossing is, al wat hy kan doen is, dan moet hy self, 'n deel van hom. Jesus moet in ons plek sonde word. Die enigste priester wat kon instaan, om 'n volmaakte offer te bring en die lam te wees, was Jesus, ons hoërpriester. Ons middelaar, die een wat tussen ons en hierdie liefdevolle, heilige, regverdige God kom staan. So waarom? Hoekom draai God weg? Hoekom is daar duisternis? Want my en jou sonde het daartoe bygedra. Maar daar's 'n tweede rede. Jesus is verlaat. God onttrek van hom, sodat ek en jy versoen kan word. Want skielik, terwyl God sê, ek kan nie vir Jesus kyk nie, sê hy, skielik kan ek vir die mensdom kyk. Daar's geen beskuldiging nie. Niks wat teen hulle gesê kan word, geen oordeel kan hulle benadeel nie, ek kan nou naby mense kom. Jesus het sonde geword, hy het met ons sonde gesterf, hy is in 'n graf begrawe. En 3 dae later, wanneer God hom uit die graf uit opwek, word daar duidelik getoon dat die dood en sonde en hel en die graf deur die lewende God verslaan is. En dis wat die skrif sê in 1 Petrus 2 vers 24. Petrus skryf, want hy is een van die naaste mense aan Jesus gewees, hy sê, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Die opwinding is ek kan nie naby God kom nie, ek kan nie volmaak wees nie, ek kan nie ophou verkeerd doen nie, maar ek kan nie, het nou verander en ek kan, deur Christus wat my krag gee. Ons kan lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Ja, maar ek is stikkend en gebroken, nee. Deur sy wonde het daar vir ons heling gekom, genesing gekom, na gees, siel en liggaam. Jesus vra, my God, waarom? En God sê, as gevolg van liefde, as gevolg van my heiligheid, as gevolg van my regverdigheid. Hierdie preek was nogal 'n moeilike een om aan geboorte te gee, want ek bly myself in 'n teologiese of 'n morele hoek indink. Want aan die begin het ek gesê,
daar's hierdie goedkoop antwoorde wat mense gee om te sê, hier's al die redes wanneer God onttrek in ons lewe, dan is dit as gevolg van jou skuld, of is ander mense se skuld, of is die duiwel se skuld, of is die wil van die Here. Maar hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Tydens Jesus se aardse bediening, want hierdie is nie 'n nuwe vraag en 'n issue waarmee ek en jy vandag stoei nie. Terwyl hy op aarde was, het mense met daai ding so gestoei, hulle het op 'n stadium met vir hom kom vra. Johannes vertel vir ons in Johannes 9 vers 1. Bybel sê terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte blind was. En sy disippels wil weet, wat is die rede? Vers 2. Sy disippels vra toe vir hom, Rabbi, en julle hoor nou, ek wil, hoekom beloof iemand sulke slegte goed, soos om blind te wees? Dit moes nou sonde wees. Dis moes nou of jou sonde, of iemand anders se sonde, of die duiwel, of deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Hoekom kon hierdie blinde man op 'n stadium ook dalk voel om te sê, my God, waarom het U my verlaat? Hulle gaan aan om te sê, is dit sy eie of sy ouers se? Jesus antwoord hom, dis nie deur sy eie sonde nie. Kan wees, maar dit is nie. Ook nie deur sy ouers se nie. Hy's blind, sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. So hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Soms is hierdie maklike antwoorde, lyk dit vir my nie kol. Hoekom onttrek die Here? Hoekom voel party mense skielik dis nag? Die realiteit is miskien. Nommer 1, dit was jou fout. Jy droog gemaak. Die oomblik as jy buite die lyne funksioneer wat God van jou verwag, moet God onttrek. Jesaja 59 vers 2. Dis julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie. Kan dit wees dat ek en jy vandag stoei met 'n Here, hoekom beantwoord U nie my gebede nie? Waarom my God? Sonde wat maak dat hy hom in jou steur nie. Kan nie jou gebede beantwoord nie, want die verhouding, daar's 'n skeiding, daar's 'n godsverduistering wat plaasgevind het. Daar's iets wat tussen jou en God gekom het. Die nag wat jy beleef, is omdat jy toegelaat het dat iets tussen jou en die bron van lig kom. Maar die amazing is, want waar's God? Hy is liefde. Terwyl hy heilig is en regverdig is, en dikwels beleef jy dat, ja, hoekom voel dinge so verkeerd? Hoor wat is die Hebreërskrywer se perspektief? Hy sê, want die Here dikwels sit ons deur hierdie nagsituasie. Voel soos 'n pak slaag, hy tugtig hom wat hy liefhet. God kyk nie weg in die hoop dat ons sal verdwyn nie. God kyk weg met die hoop dat ons dinge sal doen om te sê, ek wil terugkom, ek wil U aangesig soek, ek wil weer voor U kom, ek wil weer naby U wees. Hy kastei elke seun wat hom aanneem. Kan dit wees dat jou nagsituasie jou skuld is, want jy koester sonde op hierdie stadium, en jy dink God is maar okay daarmee, en hy sal jou nou en dan lief hê. Moenie onderhandel met God se karakter nie. Maak seker jy onderhandel met die verwagtinge wat God vir jou het, en jy is gehoorsaam daaraan. Openbaring 3 vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. So wat is die oplossing? As ek en jy droog gemaak het, hier's die opdrag vir ons in Openbaring 3 vers 19, wees dan ywerig en bekeer jou. Here, miskien beleef ek duisternis, want ek het droog gemaak. Here, ek steek vandag hand op, en ek kom sê vir U, Here, ek kom maak reg. Jy kan vir ons daar invul. As dit jou skuld is, maak reg. Paulus daag ons uit, en of Johannes daag vir ons uit. Ek dink in nie. 1 Johannes 1 vers 9, 7, 9. As ons sondes bely. As ons sê, Here, I'm guilty as charged. Vergewe my. Hy's heilig, maar hy's ook regverdig. En hy's so liefdevol. Hy wil graag vergewe. So miskien is jou opdrag vanmôre om jou nag en dag te sien verander. Maak reg. Ja, maar dit was iemand anders se skuld.
Gaan jy dit 'n wrok bly koester, God daarvoor bly blameer? Die feit dat 'n oom jou ergens gemolesteer het jare terug en jy sit nou nog met 'n klomp sielkundige issues daar rondom. Weet jy wat is Jesus se oplossing? Vergewe. Ergens moet jy die brawe besluit neem om te sê, Here, ek gaan die duur stap van genade betoon tentoonstel. En ek vergewe, nie omdat ek so voel nie, ek vergewe, andersins word ek nie vergewe nie. Ons gaan luister weer na ons eerste boodskap in die reeks oor Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En mag die Here vir jou oorwinning gee as ander mense iets gedoen het wat jou in 'n nag dompel. Miskien is jou verantwoordelikheid om te laat gaan van daai wrokke en te sê ek vergewe. Derdens, maklik om te sê dit was die duiwel se skuld. Hou op met die duiwel te veel ligheid te gee en te veel kollig te gee. Word kragtig in die Here en in die krag van sy groot mag. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 6 vers 10. Hy sê eintlik my broers, word kragtig in die Here. Here, ek besef ek het duisternis en ek besef daar's 'n demoniese aanslag en ek besef die vyand is teen my. So wat's my uitdaging? Begin sterk staan in God se krag. So jou oplossing is weerstaan die duiwel. Staan hom te. Hoe doen ek dit? Bokshandskoene aan te trek en die duiwel te probeer hoe een van die kinderbediening ouens gesê, slaan die duiwel pimpel en pers met 'n Bybelvers. Nee. Klink baie lekker. Jakobus 4 vers 7. Kom laag voor die Here. Onderwerp julle aan God. Here, U is in beheer. U is God, nie ek nie. We must have a healthy respect for the devil. Hy is nie ons speelmaat nie. Selfs Jesus moes baie versigtig met hom te werk gaan. So ek en jy is nie op voornaamterme en val so met die vyand aan nie. Maar ek onderwerp my aan God en omdat ek onderworpe is aan God, omdat ek in Christus is, het ek skielik 'n ander autoriteit om die duiwel te kan weerstaan en sal hy van my wegvlug. Moenie die duiwel weerstaan sonder om jou aan God te onderwerp nie. En miskien vra jy en skree jy vandag met 'n vuisie in die lug voor almagtige heilige God en sê, Here, verduidelik U self, hoekom het dit in my lewe? Hoekom het ek daai tyd bankrot gegaan? Hoekom sukkel ek nou nog met my gesondheid oor 'n dokter wat jare terug droog gemaak het? Hoekom het ek nou nog die prys betaal van 'n ongeluk wat dekades in die verlede gebeur het, dekades terug gebeur het? Miskien was dit God se wil. Jesus se lyding was verseker binne God se wil. Ons lyding het vreemd genoeg geplan. Hoor wat besef en uiteindelik skryf een van Jesus se naaste volgelinge. Petrus skryf in 1 Petrus 3 vers 17. Hy sê as dit die wil van God mag wees dat julle moet ly. Ish. Herrens, lyk dit nie vir my God het vir een van ons 'n easy ride nie. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer jy kwaad doen. Want jy sien, wanneer ek kwaad gedoen het en ek kry swaar en daar's duisternis, dan is dit omdat daar vir my geen hoop is nie. Ek beleef oordeel. Maar wanneer dit is omdat ek goed doen, beteken dit, God wil sê, ek wil jou vorm. Ek wil die stuk steenkool, wil ek onder temperatuur begin sit en onder druk begin sit en ek en jy wil vra, Here, hoekom? Maar hy sê, byt vas. Een of ander tyd gaan ek en jy terugstaan en sê, hier kom 'n karaat diamant uit. Selfe grondstof. Goud wat deur 'n proses is van allerlei onsuiverhede en partykeer is daar net silwer in, maar jy sien silwer saam met goud maak dit 9 karaat. 100% suiwer goud is 24 karaat. En net 'n entjie verder, as jy dink, ja, miskien interpreteer ek hierdie vers verkeerd. Volgende hoofstuk, vers 19. Daarom moet die wat ly omdat God dit wil. Wat is die oplossing? As ek ly is gevolg van
'n oupa wat my hele erfdeel uitgesyp het en nou sit ek vandag nog in my nageslag sit met 'n uitdaging. Daarom met die wat ly, omdat God dit wil, wat moet ons doen? Hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. So jou uitdaging hier is, kom by die plek waar jy sê, Here, ek verstaan nie, dis nie lekker nie, maar ek kies vir môre. En die woorde op die skerm vir jou is nie verstaan hom nie, dis vertrou hom. Kan ons by die punt kom waar ons ophou om te probeer om God te verstaan? Dit irriteer die weer uit my uit as teoloog wil sê, kom ons probeer God verstaan. Ons gaan hom nooit verstaan nie. Hy's te groot. Maar ons kan hom vertrou. Nog nooit deur die eeue is na ons as Jesus volgers verwys, as mense wat hom verstaan nie. Dan word na ons verwys as gelowiges, mense wat hom vertrou. Die enigste keer wat ons moet vra, waarom het U my verlaat? Is nie oor die aksies wat ek nie verstaan nie, maar dis wanneer sy teenwoordigheid onttrek. Want jy sien, gewoonlik is die onderskeid wanneer God se teenwoordigheid onttrek en dit word nag, want ek weet ek en God is geskei, dan het jy 'n moeilikheid. Maar as jy ly en jy weet, God is met my, kom ek vertrou hom. Ek voel hom nie altyd nie. Hoe sê daai lied in Waymaker wat ons net nou gesing het? Even though, wat sê die woorde? I don't see you working, né? Ek kies, Here, want ek weet U sien my. U hand is oor my, ek is onder U aangesig. Vertrou hom wat die meester is, wat ons uiteindelik wil vorm, en hy gaan ons almal van ons deur beproewinge vat, deur die slypsteen vat. Hoekom? Want sy besorgdheid, hy's nie te veel met jou besorg oor dit wat jy in hierdie lewe ervaar nie. Jammer. Sy groter besorgdheid is, hoe pas jy in die eintlike lewe? Hy wil jou daarvoor voorberei. En die siektes en die seer en die swaar kry van hierdie lewe word hy laat dit nie eens altyd toe nie, maar hy gebruik elke pyn, elke teleurstelling, elke buiteltjie om die beste beeld in jou te vorm. En uiteindelik wanneer die groot tentoonstelling daar is en jy voor hom gestaan, dan gaan God na jou kyk en sê, appel val nie te ver van die boom af nie. Jy lyk nie eens my seun. Hoekom? Ons het hom toegelaat om ons te vorm. Wanneer ons nie sy hand verstaan nie, kan ons sy hart vertrou. Hoe ken ons sy hart? Bybel wat ons is nie 'n geskiedkundige handleiding nie. Bybel is 'n openbaring van die hart van hoe God met mense werk. En as jy deur hierdie fotoalbum blaai, dan kom jy agter, sy hart is nie om vir mense hierdie stukkende lewe in Ethiopië te verander nie. Daarvoor het hy 'n beter plan. Ethiopië is op pad. Die paradys kom. Maar hy het nogal die vermoë, as ons vasbyt en hom vertrou om te sê, ek kan jou put waarin jy nou geval het, byt net vas. Ek gaan jou deur 'n moeilike proses as 'n slaaf en deur 'n tronk, maar ek gaan jou by 'n paleis uitbring. Jy's nou op hierdie stadium in 'n woestyn en dit lyk of jy nie regtig veel voorsiening het nie, maar byt vas. Daar's 'n beloofde land op pad. Die vallei van doodskade weer, hou net vas aan my, vertrou my stok en my staf, maar ek is besig om vir jou 'n feesmaal voor te berei. Sien, Jesus roep uit, my God, waarom? Toe die lig deurbreek, aan die einde van daai donker tydperk. Sodat elke persoon kan verstaan waarom God hom verlaat het, want God het sy aangesig weggedraai, maar die oordrag van skuld is effektief afgehandel. Jesus kan sy laaste asem uitblaas. En ons weet, Paulus maak hierdie stelling, en is nie net van toepassing op my en jou nie, ons sien dit by die boodskap van die kruis. Paulus sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So wanneer ek en jy wil vra, my God, waarom? Hebreërs 4 vers 15 sê, hierdie tussenganger is nie een wat met ons boere spreektaal sou wees, hy voel 'n veer. Nee, hy's nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan die versoeking onderwerp. Maar hy het nooit gevra waarom nie. En in die proses is ook nooit gesondig nie, tot daai oomblik waar hy in die kategorie van sonde moes deel en God vir 'n tydjie van hom moes onttrek.
Hoekom doen God dit? Wat is sy hart? Jesus, of die Bybel herinner ons, Johannes herinner ons, God het die wêreld so lief gehad, dat hy homself gegee het deur sy seun. Jesaja 53 vers 4 en 5, hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Ons het hom dalk beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word, en uiteindelik het hy gevra, my God, waarom? Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. En wat het gebeur? Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Heelheid, herstel gekom. Ek kan weer in die lig van sy aangesig beweeg. Miskien is jy op hierdie stadium besig om te probeer oorleef, geskei van God, en jy besef ek's in 'n godsverduistering. Miskien is jou pogings net besig om jou meer gespanne te maak. Wat daarvan dat jy vandag kom en by daai punt kom en sê, Here, ek gaan nie meer vra nie, ek gaan op U vertrou. Maar dit wat tussen my en U staan, moet U vir my mee help om vandag oorwinning te kry, my vergifnis te kry, my te herstel, sodat ek heel ander kant kan uitkom, want Jesus het reeds daarvoor betaal. En die goeie nuus vanmôre is, as jy godsverlate voel, Jesus is deur die spanning en die angs van skeiding, sodat jy nie meer van God geskei hoef te wees nie. Dit hoef nie meer duisternis te wees waarin ek en jy lewe nie. Want Christus het die prys betaal sodat ons in kontak en verhouding naby kan wees met 'n Immanuel, met 'n God met ons belewenis. As jy dink oor jou uitdagings, wat is jou laaste woorde? Is jou laaste woorde elke keer as jy daaroor dink, daai teleurstelling, daai miskraam, daai trauma wat jou familie deur is, my God, waarom? Is dit elke keer jou laaste woorde? Of is daar iets in jou hart wat begin kom en sê, dit maak sin? Daar's 'n dankbaarheid. Dankie Here dat U daai stuk intenseer gebruik om my te vorm. Hoor Paulus se woorde. Hy sê van die droefheid volgens die wil van God, 2 Korintiërs 7 vers 10. Droefheid volgens die wil van God. Die sleg en die goed het ek nie altyd verstaan nie, maar volgens die wil van God. Dit bring bekering wat tot redding lei. En daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit wêreldse oorwegings die dood. Maar kyk, sê vers 11, wat het die ervaring van droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen? Nou is daar by julle erns, meer nog, daar's verantwoording, verontwaardiging is eintlik 'n heilige respek vir die Here, ontsag, verlange, ywer, bestraffing van die kwaad. Wat daarvan? Dat ons laaste woorde, terwyl die musiekspan gaan regmaak en ons gaan saam bid, wil ek vir jou uitdaag om te sê, in plaas daarvan om hierdie arrogante woordjie te probeer voor God, tensy jy geskei is van God op 'n manier wat jou toedoen is, as gevolg van sonde dat God moes wegdraai. Dan het jy vanmôre nodig om te sê, Here, help my, ek wil regmaak. Here, ek wil hierdie sonsverduistering moet ek in verligting sien verander. Maar daarmee saam, wanneer die Here vanmôre dalk aan jou hart kom klop en vir jou sê, hou op kla. Hou op vra waarom. Wat daarvan het ek in plaas van waarom vandag sê, Here, dankie. Dankie vir die kruis. Dankie vir die prys wat U vir my betaal het. Dankie dat U dit vir my moontlik maak vandag om in 'n oorwinning te kan staan, omdat ek weet U aangesig is oor my, U's met my en U kom omskep my grootste seer en my grootste oorwinning. Kom ons bid saam. Here, ek besef dat baie van ons stoei met die waarom gedeelte van die lewe. En ek besef dat dit 'n maalkolk is waarna ons so maklik weggesuig kan word. Dankie vir die perspektief van die woord en dankie dat Jesus kom en uiteindelik deur dit te uiter vir ons 'n ander perspektief kom gee. Here, as daar 'n rede is hoekom U nie in 'n verhouding met ons kan staan nie en hier individue is wie se lewe op hierdie stadium in 'n nagsituasie is, mag hulle vandag die aptyd hê om te sê ek wil terugkom na U toe, ek wil kom regmaak, ek wil my lewe aan U oorgee. En dankie dat U gretig is om enige skeiding te kom oorbrug as gevolg van Jesus se kruisdood en ons reiner en heiliger voor God te stel as die dag toe ons gebore is.
Kom bid ek vir diegene van ons wat al te lank gesukkel het met hierdie waarom vraagie. Mag ons vanmôre besef dat U dit kan gebruik, dat dit deel kan wees van U groter plan en prentjie om ons voor te berei vir die eintlike lewe, en mag ons waarom in 'n dankie verander. En mag ons met 'n ander dankbaarheid na die kruis kyk, want as dit nie vir die kruis was nie, was daai seer, het dit teen ons getel vir die ewigheid. Dankie dat daai seer en uitdaging nou uiteindelik 'n vashou plek vir U word, om van steenkool diamante te maak, om van vuil goud, suiwer, 24 karaat goud in ons lewens na vore te bring. Dankie dat U besig is om elkeen van ons met soveel liefde, op 'n regverdige manier, so te help oorwinning kry, dat ons kan voldoen aan U standaard van heiligheid, en uiteindelik in 'n volmaakte ewigheid, as volmaakte mense op grond van Jesus se kruisdood, voor 'n aangesig te kan wees van 'n heilige God. Dankie vir die kruis. Ons eer U daarvoor. Amen.